Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie donderdagoggend. En ja, ons is by Hooglied 8 en ons maak vanoggend klaar met Hooglied. En dankie vir mense wat vir my gesê het, wat het hulle daarvan gedink, wat was hulle belewenis van dit? Ek het groot waardering vir die terugvoer. Hooglied begin met die vrou wat sê, was jy maar vir my soos 'n broertjie wat aan my ma se borste drink. As ek jou buite teekom en soen, sou niemand my kwaadlik neem nie. Ek sal jou lei, jou na my ma se huis neem, sy wat my geleer het. Ek sal vir jou kruiewyn gee om te drink, die sap van my granate. Sy linkerarm is onder my kop, sy regterarm omhels my. Meisies van Jerusalem, ek besweer julle, moenie die liefde aanwakker nie, moet dit nie opwek nie, voordat dit nie self wil ontwaak nie. En dan sing die koor, wie is dit, of die koor sing, wie is dit wat daar uit die woestyn kom, aan die arm van haar liefste? En dan weer sy, onder die appelboom laat ek jou ontwaak, daar het jou ma met jou swanger geraak, daar het sy wat swanger was, jou in die wêreld gebring. Dra my soos 'n rolseël teen jou hart, soos 'n rolseël in jou arm, want liefde is kragtig soos die dood, hartstog meendoenloos soos die doderyk. Die liefdesgloed is 'n vlammende vuur, 'n verterende vuur. Baie water kan die liefde nie blus nie. Riviere kan dit nie wegspoel nie. As iemand alles in sy huis aanbied in ruil vir liefde, sal hy diep verag word. En dan broers, wat 'n lied oor hierdie jong sussie geskryf het. Ons het 'n jong sustertjie, nog sonder borste. Wat sal ons vir ons sustertjie doen die dag wanneer om haar hand gevra word? As sy 'n muur is, sal ons 'n silwer verskansing op haar bou. En as sy 'n deur is, sal ons haar met sederplanke afsper. En nou antwoord sy, ek is 'n muur, en my borste soos torings. Toe word ek vir hom soos 'n stad wat vrede aanbied. En hy, vers 11, Salomo het 'n wingerd besit by Baal-Hamon, hy het opsigters aangestel wat 1000 silwerstukke vir die vruggebruik moes betaal. My eie wingerd is voor my. Die 1000 silwerstukke is vir jou, Salomo, en 200 vir hulle wat die vrugte oppas. O, jy wat in die tuine vertoef, met vriende wat na jou stem luister, laat my dit hoor. En dan antwoord sy, glip weg my liefste, wees soos 'n ribbok, of 'n jong rooi takbok, op die heuwels vol speserye. Jo, vriende, en dit is Hooglied, hierdie pragtige lied, wat die Here in die Bybel laat sit het, om vir ons iets te leer van die hartstog en die liefde tussen man en vrou. Maar ons hoor ook, in vers 6, want liefde is kragtig soos die dood, hartstog meendoenloos soos die doderyk. Die liefdesgloed is 'n vlammende vuur, 'n verterende vlam. Baie water kan die liefde nie blus nie. Vriende, ons hoor die verskriklike mooi, die passievolle, en dat dit van God afkom. Maar ons hoor ook by dit 'n waarskuwing. Pas hierdie ding op. Hoeveel keer in hierdie lied, in die hele Hooglied het ons hierdie ding gehoor van moenie die liefde aanjaag nie, moenie dit aanwakker voordat die tyd ryp is. Nee. En hier ook kry ons die oorweldigende van dit, die kragtige van die liefde. Maar God het 'n plek vir dit gegee. En die plek is in die huwelik tussen 'n man en 'n vrou. En daar ook moet jy hierdie liefde oppas. Jy moet hierdie passie oppas. Mag ek vandag mooi vra, moenie dat die passie doodgaan nie. Want dit is pynlik. Hou dit lewendig. Gaan dink weer, gaan lees dalk weer Hooglied deur en dink, ons mans dink, wat kan ek doen, wat hoor ek? Watter mooi goed kan ek vir my vrou sê? Vrouens, gaan lees dit. Gaan dink, watter mooi goed kan ek vir my man sê? Watter
romantiese goed kan ek van my kant af doen. Nou wil ek julle aanmoedig, bid saam voor die Here. Wanneer ons in die huwelik is ons een in liggaam, siel en gees. Leer om goed met mekaar te deel. Diep emosionele goed. Ek moenie iemand anders hê met wie ek spesiale goed deel nie. Deel dit met my lewensmaat. Ook my geloofsworstelinge, my geloofsopgewondenheid, alles oor my geloof, my verhouding met God, deel ek met hierdie persoon. En ook die fisiese deel ek net met hierdie persoon. Mag die Here elkeen van julle wat hierna luister, se huwelike seën. Mag dit iets pragtig en mooi wees. Amen. Here almagtige God, dankie ook vir hierdie Bybelboek, dankie vir die pad wat ons deur dit kon loop. En Here, ons wil bid dat jy elke mens wat hierna geluister het, uitermate sal seën tot eer van u heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.